elkeen, ek groet julle weer eens in daardie wonderlike naam van Jesus, ons verlosser en saligmaker. Ek dink vir ons gewone kliënte kan julle sien, ek is nie by die huis nie, ek is hier in Oorigstad, by Boetie Emiel, en ons kuier saam met 'n groepie ander mense, en so ek het nou vandag 'n live audience vir die eerste keer in 'n lang tyd, en daar's amper 'n senuweeagtige gevoel van, hier is amper too much vir my, want by die huis, julle sien dit nou natuurlik nie, ek stop as ek verkeerd gepraat het, en ek doen dit oor, tot ek dit reg gedoen het, en ongelukkig het ek nou tussen klomp geleerdes kom sit, en ek is toe nou vertel aan al die foutjies wat ons maak, maar ons sal dit reg maak, ons strewe na perfection. Die rede dat ons by mekaar kom is om Jesus te vergroot en nie te kyk wie slimmer as wie nie. Ons wil ons koning en ons meester dien na die beste van ons vermoë. Dis al wat ek het, dis al wat ek ken en dis al wat ek gaan doen totdat die Here my kom haal. Maar voordat ons begin met ons boodskap vanoggend, wil ek vra kom ons bid hier saam. Abba Vader, groot en almagtig is U. Ja, dankie. Here, dankie dat ons U kan aanbid, dat ons nog die voorreg het om ons saak met U in orde te mag kry. Dankie Here, dat ons van wyd en suid kan kom om U te aanbid. En Vader, ons vra U Here dat U ons sal aanhoor. En Here, dat U ons pleit sal hoor, dat ons 'n behoefte en 'n begeerte na U het, Here. Dat ons wil hê dat U moet met ons wees, saam met ons wandel, Here. En net soos in daardie tyd, U Gees weer opnuut uitstort oor ons, Here. Here, nie net om U as iets om te hê nie, maar as 'n middel om mee te beweeg, Here. As ons in U Gees beweeg, Here, weet ons doen reg, Here. As ons dit ons eie uitdoen, Here, is dit 'n brousaak. Ons vra U dat U ons sal seën. Seën my nou my lippe, Here. Seën my gedagtes, Here, sodat ek hierdie woord kan korrek oordra in Jesus naam. Amen. Nou geliefdes, ek het na laasweek se boodskap het ek bietjie gaan sit en kyk, en ek het 'n paar mense op TikTok gaan kyk, en daar's iemand wat direk met my gepraat het. Hy weet nou nie daarvan nie, maar hy het direk met my gepraat, want hy praat oor die mense wat die Sabbat onderhou. En hy maak die allegasie dat daar geen genade is nie aan die mense wat die Sabbat onderhou. En ek het die ou klaar geluister en uitgeluister. Obviously kan jy nou nie met iemand Emiel terugpraat wat op TikTok met jou praat nie. Jy luister maar sy storie uit en nou val nie iemand anders aan noodwendig nie. En hy sê daar is geen genade nie. Nou gister het ek wil nie sê professor nie, maar Dr. Jan vir my die naam van genade, as ek reg is in Hebreëus, gegee. En dit beteken? Genade. Genade. Die woord genade beteken barmhartigheid en genade kom uit die woord moederskoot uit. Moederskoot. Nou, julle sal weet, as kinders, toe ons groot geword het, 'n kind siek is, wie soek hy? Al het 'n groot seun 'n einde gekry, wie soek hy? Ek vat dit met my kinders by die huis, met Marlo en Divan, as daar iets met hulle gebeur het, wie soek hulle? Dan soek hulle maar. So, genade is 'n baie spesifieke ding, en dit is vir my baie uniek dat die Here ook dan hierdie idee aan dit koppel van moederskoot. Dit is waar jy veilig is. Dis waar dit gebeur. Die woordjie se beskrywing sê die volgende: in Christelike geloof is genade die vrye en onverdiende liefde en barmhartigheid en guns van God teenoor die mens. Nou waar het dit vandaan kom? Is dit iets, Natasha, wat ons splinter niet gekry het in die evangelies toe Jesus gekom het? Is dit iets, Emiel, wat nou net ewe skielik onlangs gebeur het, dat God nou ewe skielik genade het, toe Christus op die prentjie verskyn het? En ek wil vir jou sê, jy is heeltemal verkeerd. Ons moet hierdie prent wat ons het, heeltemal terugrol, tot op die begin, Emiel, en ons moet gaan kyk na die eerste oomblik toe genade toegepas is. Ons moes gaan kyk het, toe Adam en Eva gesondig het God dalk nie geweet waar hulle is en wat hulle aangevang het nie? Hy het. Hy vra vir hulle, waar is julle? Hulle gaan kruip weg, want hulle voel bewus, sonde bewus, hulle voel dit. Hulle gaan kruip weg, en die Here sê, waar is julle en wat het julle aangevang? Ek kan amper uit daardie teleurstelling van die Here kan ek sien, maar ook daardie ontferming van, kan ek julle nie help nie. Kan ons nie hierdie ding regmaak nie. Nadat God gesê het, sekerlik sal julle sterwe. En het hulle gesterwe? Yes, hulle het, geestelik het hulle gesterwe. Daardie plek waar hulle gebly het, waar hulle in die gees van die Here saam kon wandel het, was vir ons toegesluit, of was vir hulle toegesluit, hulle moes uit.
Hulle kon nie daar meer woon nie. So wat het hy gedoen? Het hy nou vir hulle gesê, alright, ek gaan nou my woord gaan ek nou toepas. Ek gaan nou doen wat ek gesê het, ek gaan nou vir julle doodmaak. En God kon, hy kon met 'n nuwe Adam en 'n nuwe Eva begin het. Maar sy liefde, God se liefde, dryf hom om wat te doen? 'n bok te slag. En ek wil amper sê, ek het nou mooi prentjies gemaak, want ek het gehoop ons gaan 'n slideshow kan doen, Rian, dat ek nou die prentjies mooi kan wys, want ek is mos maar een van die mense, moenie met baie woorde probeer impres nie, gee my prentjie en dan verstaan ek dalk beter. Boeke, ek lees ook die boeke wat nie prentjies by het nie, ek moet 'n prentjie hê. So hierdie sal nou gehelp het, en ek het nou hierso vir Adam en Eva aan een kant, wat daar sit met hulle skuldgevoel, en God wat daar in die tuin verskyn, wat besig is om met hulle te praat, en in die middel sit ek 'n lam neer. Want ek wil vir jou sê, dis die eerste plek waar God al reeds geweet het, hy gaan 'n plan moet maak. En hy slag 'n dier daar in die tuin van Eden, en hy sê hierdie saak is uitgesorteer. Julle het nou 'n straf gekry, julle het nou die gedeelte van die vloek het julle gekry in die sweet van julle aangesig, mans, sal julle moet werk en verdien wat julle het, vrouens, julle sal met moeite baar. Is dit nie so nie? Die eerste keer wat dit gebeur, maar daar was genade gewees wat toegepas is, hulle is nie dood nie. Nou vra ek, wat het van hierdie genade geword? Wel, eintlik die volgende ding wat gebeur het, Natasha, is die mense het dit vertrap. Die mense daar dieselfde genade wat hulle nou gesien het, vertrap. En wie was eerste gewees? Ons boetiekie Kajan maak sy broer dood, uit jaloesie uit. Ek glo dit was uit jaloesie uit, want hy sien dat sy boetie se offer word aanvaar, my offer word nie aanvaar nie, en hier slaan hy, maar weet jy wat, ek wil vir jou vertel dat tot Kajan het barmhartigheid gekry voor God. Hy was nie net dood eenvoudig daar, ook vermoor Emiel en weggevat nie, hy kry barmhartigheid. Die Here gee vir hom, en hy gaan aan met sy lewe, hy gaan voort, en so gaan die prentjie aan, totdat die Here gesê het, ek het nou genoeg gehad. Hierdie sonde van die mens, of hierdie gesindheid van die mens om te sondig, is nou al tot by my in die hemel. Ek is nou moeg vir dit, en wat is die volgende wat gebeur? Sonvloed. Maar het God gesê, dat hy kwaad is vir die mens, of dat hy die mens haat? Barmhartigheid, hy moederskoot, effek kom weer in werking, en hy sê, Noag, ek het baie aan jou. Ek het jou lief. Ek gaan jou nie doodmaak nie. Nou daarna, nou spring we 'n bietjie verder vorentoe, Pastor Emiel. Begin hulle met die tabernakel. En in hierdie tabernakel was daar genade. Yes, daar was, want as jy een keer 'n jaar gekom het en jy het jou offer kom maak, en daar was verskillende offers wat jy gedoen het, as ek nou vir Natasha gevloek het en geslaan het daar by die huis, en ek voel nou skuldig en die Here kla my aan, dan kon ek 'n duif gevat het en gesê, asseblief hoëpriester, slag hierdie duif, offer hierdie duif vir versoening tussen my en die Here, want die Here gaan nou vir my kwaad wees, en dit gaan nou verkeerd uitwerk. Maar die Here het nog steeds barmhartigheid gehad. Daar was die bloed van bokke en stiere en ramme. Maar in daardie tyd was die Here al besig om te verklaar dat daar iets nuuts sou kom. Nou vra ek die vraag, Natasha, hierdie kruis, daar op Golgotha, die tyd wat ons nou herdenk, die tyd waarom ons nou leef, wat ons sê, ons erken dat Jesus het gesterf, hy het opgestaan, is dit 'n nuwe barmhartigheid? Nee. Dis 'n ou barmhartigheid. Daai genade was al daar gewees van die begin af. Dis nie 'n nuwe genade wat ons nou uitgedink het nie, en nou kom hierdie mense met side entries, Pastor Emiel, en hulle dink dat hulle is die eerste inheritance van genade. Hulle het nou die eerste keer genade gekry om te sê, daai gedeelte van die Ou Testament bestaan nou nie meer vir ons nie, ons erken dit nie, so ons kan nie erken waar genade vandaan kom nie, hulle ken nie die genade uit dit wat Jesus Christus kom doen het. En die Here het hierdie dinge geweet. Die Here het hierdie ding, did he abolish all the old things? Het God nou gekom en al die ou dinge net weggevat? Al die getuienisse, al die dinge wat gebeur het, hy dit net weggevat? Nee, dis ons as mens wat hierdie ding doen. Ons doen hierdie dinge, en weet jy waar kom dit vandaan? Ek weet daar's 'n skrif, of daar's 'n boek, wat die meeste van ons wat hier so sit nie eens weet, dat daar so 'n boek geskrywe is in die Bybel nie. In die boek, sy naam is Judas. Waar sit hy? In die laaste gedeelte van ons Bybel sit die boek Judas. En hy skryf, hy sê, want sekere mense, Judas 1 vers 4, hy sê die volgende, want sekere mense het ingesluip
wat lankal tevore al opgeskryf is vir hierdie oordeel. God, en as dit begin hy hulle beskryf, hierdie mense is al lankal geoordeel. Hulle was amper, wil ek sê, predestined vir hierdie ding gewees, as gevolg van hulle gesindheid. Van hulle idee om al ewig te karring en te krap aan wat God besig mee is. Dit is asof die bose dit reg kry om deur hierdie mense 'n negatiewe beeld van God te skep. En God se werk om klaar te vermaak. Want kyk, die duiwel wil nie hê ons moet gered wees nie. Geliefdes, ek wil vir jou sê, die duiwel wil jou nie eendag in die hemel sien nie. Hy sal graag eerder saam met jou in die hel gaan braai as wat hy wil hê jy moet hemel toe gaan. Daarom het hy hierdie mense aangehits om sekere dinge te doen, Natasja. Hulle doen sekere dinge. Wat doen hulle? Wie is hulle? Hier begin Judas hulle beskryf. Goddelose mense wat die genade van God verander het. Hoe verander ons dit? Ons sê dat genade het nou ewe skielik verskyn. Ons het nie nodig om wat te doen nie. Ons het nie nodig om sekere dinge te onderhou nie. Die Here het dit afgeskaf. Sê vir my waar die Here dit gedoen. Sê vir my waar die Here dit gedoen. Dan kan ek terugkeer en doen wat ek gedoen het voorheen. Goddelose mense wat die genade van God verander het in ongebondenheid. Wat is ongebondenheid? Om nie aan iets vas te kleef nie, om nie aan iets vas te hou nie. Ons dink dat ons beter as Israeliete is, Pastor Emil. Ons dink dat ons dit beter af het, omdat ons nou die sogenaamde Jesus Christus het. Nou is ons beter af, ons het nie nodig. Om wat hulle geleer het oor duisende jare, van ons God, en deur ons God geleer het. Ek praat nie van valse Jode, ek praat nie van valse goed, ek praat van hierdie nakomelinge van Adam en Eva. Wat die hele tyd, as hulle fout gemaak het, terug kon gaan na God en sê, Here, wees barmhartig. En die Here was barmhartig. So met Noag. Wat sê hulle van Noag? Noag het guns in die oë van die Here. Hoekom? Want hy was getrou en regverdig. Hy het die Here se dinge onderhou. Het Abraham dit gedoen? Die woord verklaar dat Abraham, die insettinge was aan Abraham verkondig gewees. Dis nie 'n nuwe ding nie. Hierdie genade het die Here laat voortrol tot en met ons tyd. Maar vir ons om te dink dat ons op sy kant kan inkom en dink ons verdien omdat ons nou Christus aanvaar het. En ons kan sekere dinge by onsself sommer aan en afskaf. Dis groot fout. Hy sê, en die enigste heerser, is daar meer as een heerser. Hy sê die enigste heerser, God, en ons Here Jesus Christus verloon. En weet wat doen hy? Hierdie mense kry dit reg dat ek en jy ook die Here Jesus Christus verloon. Deur wat te doen? Om sekere dinge na te laat. Sekere dinge te sê, dit maak nie meer saak nie. Die Here het dit kom wegvat. Dan vra ek weer, wanneer het die Here dit weggevat? Die boek net voor dit, 1 Johannes 2, en ek haal hierdie skrifgedeelte, julle sal op weet, ek herhaal dit en herhaal dit. Hoekom? Want dit slaan in my binneste vas, asof sekere mense nie hoor nie. Asof daar nog oorproppe, Jojo en mense so ore is, wat nie kan hoor, wat staan hier nie. Of is hulle blind, of is hulle dom, of wat is besig of is die duiwel besig om ons dom te hou, dat ons nie kan sien nie. Hier skryf hy die volgende, hieraan weet ons dat ons hom ken. Ken jy die Here Jesus Christus? Ken jy hom? Hieraan weet ons dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. As ons sy gebooie bewaar. En wat doen? Hy wat sê, ek ken hom, en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leienaar, en in hom is die waarheid nie. Daarai. Michelle, ons kan dit uit die Bybel uitskeer, en van dit ontslaar. Dan pas dit nou conveniently by ons almal. Ja. Dan is dit nou gemaklik vir ons almal om te sê, dis weg. Maar hier staan dit geskrywe. In wit en swart. Gaan ek en jy, Natasja, nou in hierdie eeu die Bybel wil herskryf, en ons het nou net daaroor gepraat. Die mense is besig. Mense is besig, en hulle is besig om heimlik dinge in te voer. Hoekom? Om weg te gaan van God se genade af. Hulle wil God se genade in verander in iets wat nie meer genade is nie. 'n valse genade.
Ons het gister gepraat, jy weet, dis vir my die lekkerste ding as ons as kinders van die Here of as broers van die Here so kan by mekaar kom soos ons hierdie naweek by mekaar kom, hè Natasha. Ons praat tot 10:00, 11:00 in die aande toe en waaroor praat ons? Ons praat oor die Here, ons God, ons verlosser. Ons praat oor Bybelgoeders. Ons stry, ons beklei, die spoegspat, die koffie loop, maar weet jy wat? Ons ervaar die genade van die Here. Dis waar. Ons ervaar sy teenwoordigheid. Hoekom? Want hy is besig om aan ons te werk. Om te wil en te werk na sy welbehaag. Hy wil ons op dieselfde plek kry. Die Here wil nie een van ons moet verlore gaan nie. Amen. Nie een van ons nie. Daai selfde genade wat hy vir Adam en Eva gehad het, tel vir my en jou vandag. Maar dit bring jou by 'n verantwoordelike posisie. Nie net om die Here Jesus te erken, ek is wedergebaar, Jesus is my, nee, daar's iets na dit. Nadat jy gedoop is, nadat jy die Heilige Gees in jou uitgestort is daar nog steeds iets anders wat moet plaasvind. Nou het ons die Heilige Gees om te vang. Pastoor Emil, wat maak ons? Sit ons almal op klippe en kyk vir mekaar. Ek sê gister was ons Vrydag, nee, Donderdag sê ek vir 'n vrou daar by die distrik waar ek gegaan het en ek sê vir die Here sal vir jou baie dinge doen, maar die een ding wat hy nie genoem, hy gaan nie jou diensknegt word nie. Die file is hierso en nou sê jy, Here Jesus, gaan sit vir my asseblief die file in die kas. Hy's nie jou diensknegt nie. Hy sal baie dinge vir jou doen. Hy sal jou sonde wegvat. Hy sal jou witter was dan wol. Hy sal jou weer herstel soos wat hy was. En hy dink nooit weer daaraan nie. En Emil, toe daai eerste keer toe ek besef het dat die Here gesê het, so ver as die ooste van die weste, het ek altyd gedink, ja maar as ek op die kaart kyk, sien ek die ooste, sien ek die weste. Maar ek besef toe baie jare na die tyd, as ek in die ooste kom, is die ooste nog die ooste en die weste nog steeds die weste. Hy dink nooit weer daaraan nie. Hy sê hy gooi ons sondes in die see van vergetelheid. Menende, hy bring dit nie weer op nie. Wat is genade, Natasha, as ek 'n fout gemaak het en jy dink nooit weer aan, jy onthou my nie oor 20 jaar, onthou jy die 20ste Desember so en so het jy so en so gemaak nie. Ou koeie. Maar die Here bring my na 'n verantwoordelikheid toe sê, wat moet ek nou doen? Ek het nou die Gees van die Here ontvang, alright, ek gaan nou preek. Ek gaan nou die ding doen, ek gaan nou daai ding doen. Maar wat leer ek hulle? Leer hulle om hierdie dinge te onderhou. Wat om te onderhou? Hy sê, maar elkeen wat sy woord bewaar en in hom het die liefde in hom van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Wanneer? Wanneer ek sy gebooie onderhou. Is dit so moeilik? En Emil, nou het ek hierdie 10 gebooie hierso gekopie en gepaste. Moet ek dit van almal weer van voor af lees? Laat almal van voor af weer kan bestaan? Ons is in hierdie tyd, Michelle, wanneer die kliptafel verruil is na die harttafel toe. Ons leef in hierdie tyd wat ons herdenk. Here, U het U Gees uitgestort om ons te kom lei. En wat het hy kon doen? Die tafels op ons harte kom vasbrand. Want hoekom? Ek kan nie God dien as ek hom nie lief het nie en erken het dat hy my vrygekoop het van my sonde nie. Ek kan hom nie dien as ek sy naam sommer net gebruik as 'n vloekwoord nie. Ek kan hom nie dien as ek ander gode in my hart het, ander dinge het wat my besig hou nie. Ek het hom nie lief nie. Ek kan ook nie sê dat ek God lief het as ek by Kathy aanlê en ek weet sy is jou vrou nie. Dan sê ek ook vir die Here, ek en jou nie. Hierdie goeders werk net uit een manier uit, en dit is wanneer jy die Here, jou God lief het uit jou hele hart. Amen. Dan werk genade vir jou in jou guns. Wanneer jy genade omdraai na iets anders toe is, wanneer jy vir die Here sê, Here, ek aanvaar die genade. Dit is soos om by Checkers in te stap, duurste koffie van die rak af te vat, en te sê, ek het nie nodig om te betaal daarvoor nie. Daar's 'n prys wat gebetaal word vir daai koffie, vir jou om dit te kan drink. Daar's 'n prys wat betaal is vir jou vryheid en vir jou genade. Jy beter dit erken. En jou erkenning is om jou te voeg tot God se wil. Ek het 'n prentjie gehad jare terug, Natasha. Dis nou al baie jare terug, die one was net so groot gewees. En ek het hom gevra, die one steek jou hande op. En toe neem ek 'n fotootjie. So leer die Here ons om gehoorsaam te wees. Hy gee vir ons 10 vingers. Nie dat ons 10 vingers nodig gehad het nie. Hy gee vir ons 10 vingers. Om ons te herdenk aan die 10 gebooie wat hy ons gegee het. Eerste een. Hy is eerste.
kan nie iets anders te doen nie, Emiel. Dis my evangelie wat ek verkondig. Genade het nie verander nie. Genade is nie iets niets nie. Genade was al die jare daar gewees. Van die begin af. Ek en jy het nodig om by die verantwoordelikheid te kom, om as ons die genade erken, om ons gehoorsaamheid te voeg aan wat die Here van ons verwag. Môre doen ons daai stap. Môre maak ons 'n nuwe gemeente in Lydenburg oop. Halleluja. En ons gaan die Here dien in gees en in waarheid. Amen. En ons gaan gehoorsaam wees aan sy instruksie. Ons gaan nie iets anders te verkondig nie. Ons gaan Jesus Christus verkondig en hom as gekruisigde. Sodat mense weer sal terugkom, gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van hulle sondes en die Heilige Gees sal ontvang. En dan gaan ons hulle leer om al hierdie dinge te doen. Dis wat ons gaan doen. Dis Pastoor Emiel se mandaat. Dis ons mandaat as familie. Nee, Emiel, ons die mense, ek het die ander mense ook al gesê, ons is nie in 'n ateljee nie. Ons is in 'n realiteit. So daarmee, liefde, sluit ek af. Ek hoop hierdie kort boodskap beteken vir julle iets. As dit doen, asseblief like en subscribe. Dis nie vir my koninkryk nie. Ek vra in alle nederigheid, dis nie vir my koninkryk nie. Stuur dit aan. Ek probeer die Here se evangelie uit te vat na die buitekant toe. Die is my enigste manier wat ek het, is om vir julle te vra. Help my. Help my daarmee, sodat ons die evangelie kan versprei. En Woensdag aand kom ons by mekaar via die selfoon, ons bel in op 'n groepie. As jy daar wil wees, stuur vir my as jou selfoonnommer, dan sit ek op die groepie in en as ons kontak vir die virtuele biduur, skakel in, bid saam met ons. Kom ons leer om die Here te soek in alles. Amen. Want as ons hom in alles gaan soek, gaan hy homself openbaar in alles. Mag julle 'n geseënde dag hê. Kom ons sluit af deur 'n gebed. Aba Vader, baie dankie vir hierdie geleentheid wat U my gegee het om met vriende ook hierdie woord te kan deel. Dankie dat ons 'n familie is en ons bid dat U Gees ons trou sal hou aan U wil, Here, sodat ons daarin sal leef, Here, en daaruit lewe sal put, Here. Ons eer en ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.